Goeiedag en welkom weer in die woord van die Here vanmôre. Ons kuier sommer weer hier bietjie in die tuin vanoggend. Lekker sonskyn, mooi weer en die Here is goed. Die Here is op die troon. En ek wil vanmôre met u gesels rondom die onderwerp van Carpe Diem. Gryp die dag aan. Gryp die geleentheid aan. Eksodus 14 vers 10 tot 14 lees ons: toe Farao naby kom, dis toe die Israeliete weggetrek het uit Egipte op bevel van God onder leiding van Moses. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê: het u, omdat daar in Egipte glad nie geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe, dat u ons uit Egipteland uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het: laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars gaan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterwe? Maar Moses het aan die volk gesê: wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer in ewigheid sien nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Ons vrees baie keer dit wat ons verslaaf het en waaraan ons gewoond geraak het. Wanneer ons daarvan af moet wegbeweeg, dan is daar allerlei vrae, die onbekende, die verwyte, die onsekerheid en die onvermoë om die prentjie van die toekoms te sien en die vrees wat in ons heers. Ons onthou wat was en wil selektief vashou en teruggaan na die goeie en die bekende. Ons vrees nie die verandering nie, maar ons vrees die onbekende, die onsekerheid, dit wat ons aan gewoond was. En weliswaar het die vooruitsig om in 'n woestyn in te trek was duidelik nie baie opwindend nie, of 'n baie opwindende gedagte nie, want daar was niks as jy gewoond was aan oorvloed en al was daar swaar kry. En ons word dikwels in omstandighede vasgevang waar swaar kry vir ons verkieslik is bo die onbekende, uit vrees, omdat ons nie beheer het nie, omdat ons uit ons comfort zone uit moet klim. Ons sien dat in Genesis 37 word Josef verkoop deur sy broers as gevolg van afguns en haat. Potifar se vrou wat hom probeer mislei en misbruik en hom dan in die gevangenis laat beland op grond van valse aantuigings. En in die gevangenis lê hy drome uit aan die skinker en die bakker en hoe hy vergeet raak, alhoewel hy vir hulle vra: onthou my wanneer jy by die koning kom. En ons is dikwels, is daar afguns en haat in ons lewens wat maak dat ons ook in omstandighede beland, vasgevang raak in 'n plek as gevolg van valse beskuldigings, as gevolg van ander mense se toedoen en optrede. Maar ons moet vashou in die Here, soos wat Josef geglo het en vasgehou het in die Here en onwrikbaar gehou het en nie maar deel geword het van die gevangenislewe nie, maar uitgestyg het en uitgestaan het bo alles. In so 'n mate dat hy op die regte tyd verhoog was, soos wat God het beskik het, want God het 'n groter plan gehad met hom. Nie die lyding nie, maar God het 'n groter plan gehad. Moses vlug nadat hy goeie bedoelings gehad het en dinge loop vir hom skeef. Hy word van moord beskuldig, hy vlug weg daarvan. Dan kom God en hy roep Moses uit die brandende bos. En Moses maak beswaar en sê: maar kan nie behoorlik praat nie, hy sukkel ensovoorts. En God raak ergerlik en hy sê: maar ek sal voorsien, ek sal jou bemagtig. Ons sien ook in 1 Samuel 1 dat Elkana en Hanna kinderloos was en Hanna het gepleit by die Here. Sy het na die tempel toe gegaan en voor God se aangesig gepleit en so mate dat Eli gedink het dat sy gedrink was en haar bestraf het. Maar sy het aangehou roep tot God en sy het geglo dat God kan 'n oplossing en 'n uitkoms bring. En dit het dan ook gebeur. Maar hulle moes in aksie hê. Hulle moes doen wat 'n man en 'n vrou doen. Hulle kon nie maar net sit en wag dat die Here iets moet laat gebeur nie. Hulle het gedoen wat 'n man en 'n vrou doen. Hulle het 'n aksie gehad sodat God 'n reaksie kon hê, en die reaksie was Samuel, wat God magtiglik gebruik het. Ook dan belangrik dat Hanna haar belofte aan God behou het. Dat sy nie gesê dankie Here en toe vergeet het van wat sy beloof het nie. Dis so dikwels kom ons in omstandighede
en ons pleit by die Here en ons maak beloftes. En dit is belangrik dan dat ons sal onthou wanneer dinge gebeur vir ons, wanneer God vir ons dinge moontlik maak, dat ons sal onthou wat ons belofte is, dat ons nie dan meegevoer sal word met die voorspoed of die uitkoms, wat dit ook al mag wees nie, maar dat ons belofte sal hou. Ons sien, dis nie wat jou tref nie, maar hoe jy daarop reageer. En ek kan nie te kies hoe ons wil reageer op die impulse en die impak van dinge wat gebeur in ons lewe. Na die uiterlike sal die samelewing dalk nie vir my en vir u kies om in sekere posisies te wees nie. Maar jy sien, God kyk nie na die uiterlike nie. God weet wat het hy in my en u belê. Hy weet wat is in ons geïnvesteer. Dit wat vir die wêreld onsigbaar is, dit ken God. En God kan ons bemagtig om dinge te doen ver bo ons vermoëns, wat ons self en mense sal laat stom staan. Ons teleurstellings is God se bestelling. Hoe tree ek op en hoe leef ek te midde van krisisse of ongunstige omstandighede? Wat leer ek? Word ek moedeloos en hopeloos, of vertrou ek meer op God en word ek meer afhanklik van God? Is ek besig om staties in selfbejammering of hopeloosheid te wag en te sê, ag, ek weet nie, ek gee moed op, daar is geen uitkoms nie? Word ek soos die man by die bad van Bethesda, wil ek ook 38 jaar sit en wag vir iemand om iets in my lewe te doen? Of is ek bereid om aksie te neem en aksie in die rigting van my behoefte, om God tegemoet te kom? Is ek besig om te verander sodat ek gereed kan wees, sodat wanneer die uitkoms realiseer, ek kan reageer? Of is ek in sleep mode? Ons moet groei en verander vir die nuwe omstandighede wat God vir ons gaan beskik. Is ons vandag 'n Josef, 'n Hanna en Elkana, 'n Dawid of 'n Moses? In wat omstandighede is ons vandag? Dit is die belangrike. Wat belangrik is ons bereid om God te vertrou? Is ons bereid om te wag op God se tyd en tydsberekening, op God se uitkoms? God wil dikwels nie net aan onsself nie, maar ook aan ander, deur ons omstandighede bewys dat hy God is. Ek wil afsluitend vir vandag sê dat volgens vers 13 en 14 dat wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing wat die Here vandag vir jou sal bewerk, want soos jy vandag jou probleme, jou omstandighede sien, sal jy hulle nie weer in ewigheid sien nie. Die Here sal vir jou stry en jy moet stil wees. Ons is baie keer so besig om dinge vir God te wil doen, wat ons wil hê, hy moet doen vir ons. Maar, ek kan nie verseker, dat God weet beter. En wanneer ons stil raak, nie onactief nie, maar wanneer ons stil raak en op God wag, dan moet ons weet, dat God besig is om vir ons te stry, op hierdie oomblik. Ek weet nie wat die omstandighede is nie, ek weet nie wat die posisie is nie, ek weet nie, is dit die gesondheid, finansies, of wat dit is nie, maar ek wil nie verseker vandag, dat God besig is om vir u te stry. Dit wat u vandag ervaar, sal u nooit weer ervaar nie, want God is die antwoord en die oplossing. Carpe diem.